Dis min wat het gebeur, maar hier staan ek en my goeie vriend Stefan langs mekaar, want ons doen ritme nou al vir min of meer 7 jaar plus langs mekaar, en dit is 'n voorreg, dit is 'n absolute wonderlike voorreg om vir jou te sê welkom by Ritme Digitaal. Absoluut, Johan Smit, en waar jy ook al luister, waar jy ook al kyk, op watter sosiale media platform ook al, mag jy regtig die Here se woord beleef, want dit is wat in Johan en in my hart klop. Dankie vir soveel terugvoer wat ons kry. Soos ons twee deur die land beweeg vir verskillende redes, verskillende plekke, is daar soveel mense wat net vertel hoe word hulle gemotiveer, geïnspireer, hoe word hulle harte geraak, en dit is ons hele doel hiermee. So dankie, baie dankie vir daardie terugvoer. Ja, en soos ek gesê, dit gaan vir ons oor die woord. Die woord is ons lewe, mag dit afgee, mag die Here se woord ook jou lewe wees, elke dag. En dis ons wens dat hierdie aktueel sal wees, dat dit regtig van toepassing op jou lewe sal wees, so geniet die uitsending baie. Dit is so lekker om saam met julle vandag ritme te beleef, en van waar of jy ook al ingeskakel is my gebed dat jy die hart van die Here, waar jy ook al is, in jou hart sal beleef. Ek praat vandag met jou oor doen eerste. Ons praat baie oor liefde, ons praat baie oor uitreik na mense, ons praat baie oor om verander te leef. Maar die konsep wat my in die afgelope paar maande in my hart aangegryp het, is om leeste te doen, want ons wil almal aangedoen wees. Ek sal byvoorbeeld beleef, ek wil vandag wens ek iemand wil net vir my care, vir my iets doen. Ons wil hê dat mense na ons toe moet kom en dinge doen, maar kom ons kyk bietjie wat liefde doen, en ek gaan so 'n stukkie aanhaal uit 'n message uit wat my in my hart aangegryp het in Efesiërs 5 vers 1. Hy sê, watch what God does and then do it. Dit is so eenvoudig. Watch what God does and then do it. And like children who learn proper behavior from their parents, mostly what God does is love you. Keep company with Him and learn a life of love. Observe how Christ loved us. His love is not cautious but extravagant. He didn't love in order to get something from us, but to give everything of Himself to us. En dan hierdie groot woorde, love like that. Ek het altyd gedink om so lief te hê. Om eers te doen, moet ek eers die speelveld lekker ondersoek en kyk wat is die omgewing en wie is daar en is alles reg en voel ek okay om op daai oomblik te doen, en dan soms talm ek daar in die lodder te lank en wonder of ek betrokke moet raak. Soms wens ek dat iemand anders iets wil doen. Dit het ek al so baie keer beleef, want dink ek weet hierdie mense het hulp nodig of hierdie persoon het nou liefde nodig, maar ek hoop maar, want ek is bietjie moeg, ek is bietjie besig, dat iemand anders dit sal doen. Maar Jesus se pad met ons is net heeltemal anders. Jesus se pad onderbreek ons selfsug en onderbreek my eie ekkigheid in my lewe, want dit word 'n liefde wat doen. Want liefde wat praat is ver verwyderd van die kruisdood, van Christus se doen. Van sy storie vat en dit ons storie maak en net tussen ons kom woon en ons sonde op hom kom neem en ons lewens transformeer en ons lewens verander. So ek gaan by so 3 stories kort by julle stil staan. Matteus 7 se storie ken ons, Matteus 7 vanaf vers 7. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop, julle ken dit, sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind, vir hom wat klop sal oopgemaak word. En dan hierdie woorde, watter mense is daar onder julle wat as sy seun om 'n brood vra, sal sy pa vir hom 'n klip gee. En as hy vir hom 'n vis vra, sal hy vir hom 'n slang gee. En dan hierdie groot woorde, as julle dan wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader, wat in die hemel is, goeie dinge aan julle gee. En dan, hier is die woorde wat my in my hart aangegryp het die afgelope paar maande. Alles wat julle wil hê mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen. Want dit is die wet en die profete. Alles wat julle wil hê mense moet aan julle doen, moet julle ook aan hulle doen.
Want dit is die wet en die profete. So die vraag is eenvoudig, wat sou ek en jy wou hê iemand moet aan ons doen of vir ons doen? Wat is daar in jou hart wat jy wens iemand anders aan jou as mens moet gee of aan jou as mens moet doen? Dan is Jesus se raad eenvoudig. Doen eerste. Gaan eerste. Gaan eerste na ander toe en begin om liefde te doen. Begeer jy dat iemand dalk vir jou moet care of iemand vir jou moet bid of iemand by jou moet kom sit, want ons loop met daai goed in ons harte rond. Of iemand jou moet groet. Doen eerste. Dis 'n oefening wat 'n mens in jou lewe moet inbring. Ek word beskuldig en dis nou in aanhalingstekens. Ek lyk altyd kwaai en ek het min vriendelikheid in my. En ek kan verskriklik gefokus binne in winkels loop en in sentrums loop en ek het al hoeveel keer in my lewe gehad wat mense by my stop en sê, moenie so bekommerd lyk nie, dit gaan nie gebeur. En dit het so baie al met my gebeur. En toe ek nou besluit in die winkelsentrums, dan doen ek dit nou maar eerste. Nou begin nou groet. Jy begin gee, jy begin doen en jy begin jou hart oopmaak en begin eerste te glimlag, want ons wil mos sê almal moet vriendelik met ons wees, maar ons mis dit. Maar wanneer ons begin doen, wanneer ons eerste doen, dan maak dit die deur oop vir God om op 'n manier deur my te werk wat ek nie verwag het nie. Op 'n manier word ek sy glimlag aan mense en word ek sy hart aan mense en dis 'n eerste doen, dis 'n eerste tree. Dis vir my soos 'n ysbreker. As ons eerste doen, breek ons die ys dat so baie ander goed, soveel momentum van liefde wat doen aan die gang kan kom. Omdat ek eerste doen, begin ek te verstaan, hy het my eerste lief gehad en hy het eerste na my toe uitgereik. Ek het hom nie gevind nie, hy het my gevind. Ek het sy liefde nie ontdek nie, hy het sy liefde aan my geopenbaar en dan sê hy, kyk wat doen hy en begin dit dan te doen. En dit beweeg my van my na my leefwêreld. En dis 'n groot beweging wat ons nodig het. Dis 'n beweging wat ons as gelowiges intens in ons hart en in ons lewens nodig het om te beweeg van my na my leefwêreld. Om daar 'n verskil te maak en wanneer ek dan daar waag om te dien en te gee ten spyte van my gemak en my voorkeure en my vooropgestelde idees, my valse sekuriteite wat ek so baie keer aan wil vashou, dan beweeg ek na iets groter as myself. Dan beweeg ek na God se wêreld, want my leefwêreld is God se wêreld. En dis daar waar hy wil hê ek en jy moet 'n verskil begin maak. So die vraag is, waar tree ek toe? En dit is 'n groot vraag, want wanneer ons welsyn doen en maatskaplike werk doen in die kerkwêreld, dan is die vraag altyd, moet ons hier help, moet ons daar help, moet ek eers 'n groot opdrag ontvang, moet ek hierdie teken van die Here af ontvang, sodat ek by mense moet betrokke raak, en hoe keur ek mense om eerste dan by te doen? Wie val in daai kategorie aan wie ek eerste moet doen? So dit wil ek by die tweede verhaal vandag stil staan. Lukas 6 vers 27 tot 36, ek gaan vinnig net so hier en daaraan raak, maar as julle gewillig is om te luister, sê Jesus, sê ek aan julle, julle moet julle vyande lief hê. En dis net daar waar dit al klap vir my 'n uitdaging raak. Doen goed aan die wat julle haat en seën die wat julle vervloek. Dit klink vir my so kontra ons kultuur, want ons werk op verdienste. Ek is moeilik in my hart om goed te doen aan mense wat dit vir my nie maklik maak in my lewe nie. Hoor wat sê Jesus, hy sê, bid vir hulle wat julle seer maak. Ek lees vir jou uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. En as iemand jou op die wang klap, draai die ander wang, en as iemand jou vir iets vra, gee jy ook jou rok aan hulle. Gee aan mense, en hy bly praat oor gee en doen in hierdie gedeelte. Maar die mense wat verskoon my, wat dit moet ontvang, is nie op my lys nie. En dit lyk vir my asof hierdie doen eerste en liefde wat moet doen, juis gaan oor hulle wat nie op my lys is nie, want daar's 'n rede daarvoor. Dis juis hulle wat God se genade baie keer nodig het, wat God se hart nodig het, wat God se liefde nodig het. En ons moet nie net goed doen aan die wat aan ons goed doen nie, want dan sal geen loon en baat vir die koninkryk daarin nie. So ek en jy as gelowige kry hierdie enorme uitdaging van gaan doen.
En moenie vra of vra nie. Gaan doen dit wat in jou hand is om mee te deel en gaan gee waar jy kan en dit is nie 'n roekelose doen en gee nie. Dit is, ek glo, 'n inspraak van die Here tog in ons harte. Partykeer gaan jy die inspraak kry. Ek praat gereeld daarvan, dis nou deel van my spreektaal om te luister na die fluister. Gaan jy die fluister hoor, gaan doen en daai en dan dink jy, hulle is nie in my verdienste lys nie, hulle is nie op die papier van om te ontvang nie, en dan sit net, gaan doen jy dan eerste. Ek dink dit verander ook my leefwêreld wanneer ek buite my papier begin beweeg. Want dit bring dan genade in my lewe en maak dit tasbaar vir die mense om my. Hy sê in die laaste vers 36, julle moet barmhartig wees, soos wat julle Vader barmhartig is. Goeies, slegtes, is waar, want die skrif sê vir ons, God laat sy son opkom oor die goeie en die slegte mense, moeilike mense, mense wat jy dalk partykeer altyd nagekom het, mense wat 'n uitdaging in jou menswees is, ja, vir hulle ook. Ons moet doen, liefde doen eerste. Liefde reik eerste uit en ons moet eerste begin doen. Bob Goff sê, ons moet genade en goeie dade strooi soos konfetti. Dit moet die wêreld kleur inbring. Dit moet die wêreld om ons begin mooi maak. Kan jy saam met my droom? Wat kan die wêreld word as ons as gelowiges liefde begin doen en eerste begin doen soos konfetti? Dit moet oralster wees. Nou ek weet nie of jy al weet hoe werk konfetti nie. In die kerkwêreld weet ons dit. Ons het al verbod briewe uitgesit by troues. Moenie konfetti in die kerk gooi nie, want jy kry dit nie weer uit nie. En dis wat liefde doen. Dit maak merke, dit sit vas, dit stak. En dit raak lewens en iewers in daai persoon se lewe later word dit iets waar aan hulle kan vashou. En ek en jy word die Here se hande om lewens te raak en te doen. Maar ons wag. Dis een ding waarmee ek sukkel. Ons sukkel met dit, ons wag. Wie gaan eerste gee? Wie gaan eerste doen? Wie gaan eerste ontvang? Partykeer sukkel ek regtig met eerste doen. Ek hoor die fluister, ek beleef die klop in my hart, ek voel die ervaring van, yes, jy moet begin beweeg, jy moet eerste begin doen, en dan sukkel ek om hierdie dankbare lewe te lei van, daar's eerste aan my gedoen, en ek kan hom navolg, ek kan kyk wat hy gedoen het, so volgens Efesiërs, en ek kan dit begin doen, ek sukkel daarmee. Hoekom wag ons? Want ons wag vir emosies. En as ons vir emosies wag, gaan ons lewe lank wag. Ons leef in 'n land en in 'n wêreld omgewing wat net slegte nuus is. Vandag luister ek na die nuus en die hele pad wat ek na die nuus luister, wat ek selde doen, maar ek wou vandag iets spesifiek volg. Dus dit is net slegte nuus. En daai goed maak dat ons nog meer wil terughou en nog meer wil vashou, terwyl ons juis nou meer moet gee. Ons wag baie keer vir tekens, ons wag baie keer dat daar moet iets gebeur, terwyl die grootste teken reeds plaasgevind het. Die kruis het plaasgevind. Dit wys dat liefde doen, sonder dat ek en jy dit verdien, of sonder dat ons dit verwag. God het vir ons gewys deur eerste te beweeg, en kom verby emosies, want emosies kan ons mislei. Kom ons luister na die sagte inspraak van die Gees van die Here in ons harte, maar wees gehoorsaam en doen. Ek wil by 'n derde storie stil staan en ek gaan kort by hom stil staan. En dit vat ons na die waar toe. So waar moet ons doen? Waar, want dit is die vraag, moet ek hier doen, daar doen, moet ek gestuur wees om dit te doen? Waar moet ek doen? En hierdie is die eenvoudigste deel van vandag se 3 stories, Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. Ek gaan dit weer lees. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Alles behalwe. Jy sit dit bo op 'n lampstander, dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig leef dat julle 'n helder lig sal
uitstraal, dan sal die mense dit sien en hoor nou, die hemelse Vader daarvoor prys. Ek en jy is die lig. En die skakelaar van daai lig is om eers dit te doen. Om die ys te breek, om te sê ek gaan in die wêreld om my, in die familie om my, in my werksplek om my, in my leefwêreld, gaan ek die lig wees. Ek gaan die lig aanskakel. Ek gaan 'n lig aanskakel. En weet wat gebeur as 'n lig aangeskakel word? Die hele kamer word vol lig. Dis nie net 'n kolletjie hier en 'n die hele kamer word vol lig en lig vra nie vrae nie. Lig skyn op almal. En dis die metafoor wat hiermee in ons harte moet vasvang, is ons moet hierdie lig net laat skyn en nie wil uitwerk wat die resultaat gaan wees nie. Kom ons vertrou die Here met die resultaat. En as ek dan verkeerde mense opskyn in my wêreld of in my gedagtewêreld, is dit oukei. Want daai konfetti van sy genade sal iewers aan iemand se lewe vashak en dalk later 'n vrug in hulle lewens inbring. Ek was baie keer so bang om te misluk met iets wat regtig saak maak vir my. Ek was so bang dat ek dit nie reg kan doen of nie reg gaan doen nie of dat ek 'n fout daarmee gaan maak. Maar nou, deesdae kom ek agter ek is meer bang dat ek sukses sal behaal met dinge wat nie saak maak nie. Dit moet saak maak. Dit moet mense se lewens raak. Dit moet 'n verskil maak. As ons koninkryk mantra kan maak, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, wat dit eintlik behoort te wees, beteken dit vir my en vir jou dat dit ons sal herinner dat ek deel is van God se taakspan wat sy koninkryk hier vestig. Yes, as ons in daai ritme kan inkom om sy taakspan te wees, om te sien ek is 'n gestuurde en ek volg hom en ek onthou hy het sy lig laat skyn oor almal en hy het lig in 'n donker wêreld ingebring, in 'n wêreld wat toegevou was destyds ook polities, maatskaplik, kultureel, daar was gevegte gewees, daar was swaarkry, daar was onderdrukking, niks anders as vandag nie. Maar ek en jy sy taakspan om eerste te doen, om eerste liefde te vat, om eerste 'n verskil te maak en ons moet dit ons missie maak in die lewe om my speeltyd vir die aantal jare wat ek hier is op hierdie speelveld, die aarde waar ek lewe, te gebruik om liefde te saai, om 'n verskil te maak, om eerste te doen, om God se genade hart aan mense te wys deur die manier wat ek lewe. En dit moet eenvoudig raak. Daar's geen bymotiewe nie. Dit moet wees ek is lig. En ek het geen bymotief nie. Ek gaan dit laat skyn. Ek gaan nie wag op beloning nie. Ek doen bloot eerste. Ek doen omdat daar aan my gedoen is deur God. Ek het genade ontvang. En ek het baie keer gedink om gelowig te wees was genoeg. Maar dit was nie. En dit is nie. Ek en jy moet deelneem. Ek en jy moet doeners word. Ons moet mense wees wat lewe uitdeel en liefde uitdeel en ek en jy kan kom soos ons is. Ons hoef nie eers deur 'n proses te gaan om self aanvaarbaar te wees voor ons kan doen nie. Ek dink ons word juis getransformeer in die proses wat ons doen. Want hoe meer ek van myself gee, hoe meer ek my ekkigheid begrawe kry en gehoorsaam is, hoe meer begin sy karakter in my lewe gevorm word. So waar jy in jou journey is, waar jy is in jou stap met jouself en met die Here, begin net eerste te doen, daag op, leef present, leef teenwoordig, wees aktief waar jy nou is en begin liefde te doen. Ek wil so 'n laaste aanhaling van Bob Goff aanhaal en dan gaan ek gou goed die boodskap saamvat. Hy sê, I used to want to fix people, but now I just want to be with them. Mag die Here ons in daai saam wees, by ons werk, in die winkels, in ons familie, gebruik om sy liefde eerste te doen. Eerste te gee, niks te wag nie, om bewegers in die koninkryk te wees, want dit bring vreugde en dit bring vervulling. Selfsugtigheid
En self-gratification staan in die pad van dit wat God in en deur my lewe wil doen. En deur eerste te doen, verander ons die atmosfeer om ons en lewens word verander. So, hiermee sluit ek af, doen eerste. Stuur die eerste bosblomme. Gaan maak die eerste koppie koffie. Gaan vra eerste om vergifnis. Gaan deel liefde eerste waar mense swaar kry. Reik uit na mense wat eensaam is. Dis tyd dat ons sal doen, sal vergewe, sal vryspreek, sal lewe, sal lief hê, sal gee, sal saai, sal dien en sal doen. Ek sluit af met Paulus se woorde in Romeine 12 en dan gaan ek vir ons bid. Hy sê in Romeine 12 vers 10 en 11, hy sê as broeders en susters in God se huisgesin, moet julle mekaar in liefde koester. En hoor nou hierdie woorde en voor in die ry staan om mekaar met respek te hanteer. Moenie sleepvoet wees in jou toewyding nie. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons as u huisgesin eerste kan doen. En ons wil bid dat u ons sal lei, dat u gees in ons harte sal fluister. Niks emosie, niks snaakse goed nie, net opdragte en mag u in ons harte vind wat gereed is om te buig, harte wat gereed is om te doen en eerste te doen, sodat u genade oralste soos konfetti in hierdie wêreld sal val en dat u lig deur ons lewens in 'n donker wêreld sal opgaan. In Jesus naam. Amen. Mag jy in hierdie week wat voorlê in 'n ritme verval, in 'n goeie ritme, om eerste te doen. Die Here seën jou. Wat 'n voorreg dat Johan en ek vanaand ook saam by hierdie afsluiting van hierdie boodskap kan gesels. Vanaand se boodskap was opbouend en kragtig, dit was die Here se woord. En dankie vir elke stukkie ondersteuning wat jy vir ons gee. Dis vir ons 'n motivering, dis vir ons 'n inspirasie om aan te hou en nogmaals aan te hou om die Here se woord vir jou te bring. Dankie vir jou finansiële betrokkenheid. Dankie dat jy ook jou beursie oopmaak. Op daai manier jou hart ook vir ons wys om hierdie prakties moontlik te maak. Ja, en die woord is nie net vir kyk nie, die woord is vir doen. En een van die maniere hoe is dat ek ook 'n verspreider, 'n woordverspreider, 'n goeie nuusverspreider word. Gee asseblief hierdie boodskap verder aan. En dan van my en Stefan se kant, albei van Ritme se kant, 'n wonderlike week vir jou verder.